Here we go. Come. Come stand by. We're going to take over your hand. Hand over hand. Come to here. Come to mama. Come to here. Come to here. Hand over here. Hand over hand. Then hand over hand. Hij was nog een UAE. Kom maar nou. Ibrahim. Ja, net. Hij moet Dubai. Geliefdes, dankie dat jullie hier is. Ik denk dat zal niet de reg wees as we doen wat Ankel altyd gedoen het. En dit is om te sit, ons gaan so twee tot drie koortjies sing. Maar asseblief, ons sing dit eer van die Here. En ons sing soos Ankel sal gesing het. Ons kan begin met een koortjie wat sê, Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up your banners and the anchors swing. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Father, we thank Thee that we can draw near this morning in the wonderful name of our Lord Jesus. Father, we thank Thee for the help given to this point. We thank Thee, Father, for the comfort given to the family and the strength given to the family, our dear sister Gail, Hope, and all of the family. Father, we thank Thee for the comforting promise we have from Thy word. And even that wonderful hope that we sang about, Father, with the psalmist, we can say, as for me, that I shall be satisfied when I awake with His likeness. And Father, we thank Thee, we can borrow the words of the hymn writer and say that the sky and not the grave is our goal. And Father, we thank Thee for this blessed hope that we have. All because of what Thy Son has done, what He has accomplished on our behalf. And Father, even as Thou hast carried us to this point, we pray that Thou will be with even our proceedings here at the grave. Father, we thank Thee for reminding us that our brother Spencer is at home with the Lord. And Father, we are but depositing his mortal remains in that hope. And Father, we ever remind our hearts of the promise that the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and the trump of God. And Father, even those who have slept in the Lord will be changed. And Father, that is what we look forward to one day. So Father, we pray for help. Pray for whoever will be responsible for the committal.
And even as we are beholding, oh Father, may we ever be mindful of our own mortality. May we ever be mindful of our appointment with death one day, our appointment with a holy God. And Father, those in the family, those in the friends, those of the neighbors, those of the colleagues who do not as yet know Jesus as their Lord and Savior the way Spencer knew Him, that they, even in this closing moments, might come, Father, to know Him in this real and precious way, that they might seize the opportunity, that they might realize the urgency and call upon the name of the Lord Jesus, even for salvation. Father, we ask it not that we are worthy of anything, but in the Savior's precious name, with much thanksgiving. Amen. All these open. The pamphlet open. My Savior given died me. I am saved, whatever may betide me. From the storm and the evil hiding in the hollow of His hand. In the hollow of His hand. In the hollow of His hand. I am saved, whatever may betide me. In the hollow of His hand. In His arms of love that called me, words of peace, His voice divine has told me. I am saved, for God has composed me. In the hollow of His hand. In the hollow of His hand. In the hollow of His hand. I am saved, whatever may betide me. In the hollow of His hand. He will guide my soul and lead me ever. From His love, no power on earth shall sever. And I know He'll keep me now and ever. In the hollow of His hand. In the hollow of His hand. In the hollow of His hand. I am saved, whatever may betide me. In the hollow of His hand. Goeiemiddag elkeen wat vir my kan hoor. Ek is bly om vanmiddag net hier te kan staan, die voorreg te kan hê om 'n boodskap kort en kragtig tot elkeen van ons te bring, myself ingesluit. Want ons het nou gehoor by die kerk, daar is so baie gesê en alles wat gesê was, is wat ek ook wil gesê het. Maar mag die Here ons seën dat daar vir ons leiding gegee word om vanmôre te hoor wat die Here aan ons gesê het. Nie ek nie, want ons kan niks sê behalwe die woord van die Here wat ons die leiding kan gee nie. So, ek is vanmôre bevoorreg en ek is dankbaar en bly dat ek kan sê dat ek en Broer Spencer net kortliks voor die woord bedien, 45 jaar geleer ken, tot nou toe. En vandag moet ek hom afstaan, soos al die ander familielede. En daardie tyd het ons mekaar goed geleer ken.
En ons is bly om saam te gebedien het, daar te retreat, sodat ons die gemeente kan lei. Ons het baie andere afgestaan, maar die Here was goed om ons nog te help, sodat ons kan voortgaan, dat ons die Here kan loof en prys. In hierdie oomblik wil ek nie veel lang praat of wees nie, want ons weet dat ons tyd is ook kort. Nou die tyd is baie belangrik vir elke mens wat ons hier staan. Ons het gehoor, tyd is baie belangrik. En elke minuut is belangrik vir elke mens. Want elke minuut staan elke persoon voor 'n keuse. En die keuse is dat ons moet eendag sterwe. En ons moet die dag van hierdie aarde afgaan en ons Maker ontmoet. Want ons is almal geskape deur God. En God sal ons huis toe roep, een vir een. En hier staan ons vanmôre by ons broer Spencer. En hy is die een wat vir ons 'n voorbeeld was. En ek kan waarlik sê, vir die afgelopende tyd wat ek hom leer ken het ons goeie vriendskap en broederskap opgebou. Dankie vir die Here dat hy het ook agtergelaat die wat saam met ons bedien, te retreat. En ons glo en vertrou dat die Here gaan vir ons seën en onderneem, dat ons nie gaan stilstaan nie, maar dat ons vorentoe sal gaan om die naam van die Here groot te maak. Hy wil net kortliks wees met 'n woord en baie kortliks omdat ons het nog tyd oor om saam hier vandaan te gaan. Daar is 'n skrifgedeelte in Handelinge, hoofstuk 17. Luister mooi, die Bybel sê dit duidelik. En dit is God wat praat met die mens. Handelinge, hoofstuk 17, vers 30 en 31. God het dan die tye van onkunde oorgesien en bekondig nou aan alle mense oral dat hulle moet bekeer. Omdat hy 'n man aangestel het wat uit die dood het opgestaan het. En ons is daarmee bekend, vriende, familielede, vriende, dat ons is bekend met die boodskap van bekering. En die Bybel sê bekering is 'n moed, omdat die Here Jesus Christus dit meegedeel het toe hy op die aarde gewandel het. Daar was 'n man wat na hom toe gekom het in die nag met die naam van Nicodemus, 'n geleerde man wat die Bybel geken het en het die Bybel geken van voor tot agter. Maar een ding het hy kort gekom, en dit is dat hy het na die Here Jesus Christus gekom in die nag om vir Jesus te vra, Here, hoe kan ek die ewige lewe beerwe? En die Here moes hom sê, jy moet weer gebore word. En dit is die antwoord tot ons, my liewe vriende en broeders en susters, dat ons toch weer gebore word in die Here Jesus Christus. Want Christus Jesus het in die wêreld gekom, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. En ons elkeen staan voor die deur om eendag ons oë toe te maak en te sterwe. Niemand gaan lewe vir altyd nie. Daarom het God hom voorberei en vir hom gestuur na hierdie wêreld, sodat elkeen wie in hom glo nie verlore mag gaan nie. En my broer en suster, vriend en vriendin, familielede, hier kom weer vanmôre 'n waarskuwing vir u wat nog nie die Here Jesus Christus ken nie. Of die waarskuwing kom tot u wat moontlik koud geword het teenoor die liefde van God.
En die Bybel sê in Romeine 3 vers 23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Romeine 6 vers 23, want God, Romeine 6 vers 23, ek moet dit duidelikheid kry daaroor. Dit is die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Jesus Christus. Nou ons elkeen weet dat dit moes plaasvind, dat as ons die Here Jesus Christus aanneem, moet ons glo dat hy is die een wat ons sal red en verlos. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. En weer kom dit, maar die ewige lewe kan beerwe. God het dan die tye van onkunde voorgesien en verkondig nou aan alle mense dat hulle moet bekeer. En broer en suster, vriende en vriendinne, ek wil net sê, daar gaan baie gebede uit vir familielede, dat wanneer die dood intree, dan is dit dat ons moet besluite maak. Want die tyd loop uit en die tyd gaan nie vir altyd stilstaan of nooit stilstaan vir ons om reg te maak nie. Ons sal reg moet maak terwyl daar tyd is. Ek wil 'n gedeelte gelees het, maar met die tyd wil ek dit lees om vir u te sê dat hierdie lesing is maar net vir ons om te verstaan dat ons toch moet besef dat ons almal die Here nodig het. En niemand kan lewe sonder die Here nie. Maar ek sê weer altyd dat mens kan lewe sonder die Here, maar jy kan nie sterwe sonder die Here nie. Want dan gaan jy verlore wees. En hier kom ek nie werklik om vir u in mooi woorde te sê dat u 'n goeie lewe lei nie, of u al die dienste bywoon by die kerk nie. Maar ek sal vir u sê, al doen ons al die goeie dinge in die lewe en ons ken nie, of u ken nie die Here Jesus Christus nie, dan kan u verlore gaan. Want Nicodemus het geweet dat hy was 'n man wat die woord van God geken het, voor tot agter. Maar een ding het hy kort gekom, dit is dat hy nie wedergebore was nie. En die Here sê, as hy nie weergebore is nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. En daarom, my vriende en familielede, dit is vir u en vir my om seker te maak dat ons, as ons hierdie lewe verlaat, dat ons 'n kind van God is, om eendag ons oë oop te maak in die teenwoordigheid van die Here. Daarom het God voorberei 'n hemel en 'n hel. Maar u moet die keuse maak terwyl u lewe, want na die dood sal daar nie meer vir u 'n keuse wees om te maak nie. So maak die saak reg, my liewe vriende en familielede, terwyl ons weet dat die tyd is baie kort en tyd staan nie stil nie. En as die tyd verbygaan vir my en vir u, sal ons, as jy ongered is, nooit weer die kans kry om reg te maak met God nie. Maak reg met God terwyl u in die lewe is. En daarom, vriend, wil ons u aanraai, as u wil, maak die saak reg met die Here. Want dit is die boodskap van bekeer en verlossing. Want elkeen van ons moet die dood smaak. Daar is 'n weg vir die mens wat reg lyk, maar die einde daarvan is die weg van die dood. Wanneer die Here Jesus Christus kon sê, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Daar, my vriend, u moet 'n besluit maak om die Here Jesus aan te neem, om daardie verlossing en redding
siel te ontvang en nie dat ons net sterwe en hier begrawe word nie, maar dat ons ook seker mag wees dat eendag ons ons oë sal oopmaak in die hemele. Ons broeder is daar wat hy wil wees, hy het uitgehou tot die einde toe. Hier is ons nog almal. Ons moet daarvan seker maak dat ons die Here Jesus Christus aanneem, om ook met versekerheid te kan weet dat ons gered is en verlos is. Maar mag die Here u seën, mag die Here vir ons onderneem, dat ons nie baie hier terug staan om die waarheid te herken nie, maar om dit aan te neem en dan uit te oefen en die Here Jesus Christus 'n kans te gee in die lewe. Die gedeelte wat ek wil lees en laaste Romeine 13 en dit sê vers 7 Romeine 14 vers 7 want niemand van ons leef vir onsself nie en niemand sterf vir homself nie want as ons leef ons tot eer van die Here en as ons sterf ons tot eer van die Here. Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewende geword om voor die dooie sowel as die lewende. Vers 11. Daar is geskrywe, so waar as ek leef, sê die Here, voorwaar sal elke knie moet buig en elke tong sal moet bely. Vers 12. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Dit is Romeine 14 van vers 7 af. En mag ons net weet dat hierdie waarskuwing is uit die woord van God. Dit is niks wat ek gesê het nie, want wat ek sê sal nie baat nie, maar wat ons lees uit die woord van die Here sal sekerheid vir u gee, as u bely dat u 'n sondaar is en die Here Jesus aanneem as verlosser en zaligmaker, dan kan u gered word. En hoe doen 'n mens dit? Jy bely met jou tong en jy glo in God, dat God Jesus Christus uit die dode opgewek het en hy lewe, en omdat hy lewe, kan u lewe. Hy is die lewe vir die mens. So elkeen wie in hom glo, kan lewe, kan gered word. Elkeen wie op die naam van die Here roep, sal gered word. Mag die Here ons seën, mag die Here ons onderneem, mag ons nie baie lang terug staan nie, want ons het vanoggend gehoor dat die tyd loop uit en tyd is baie kort. En as ons kyk na die tyd waarin ons lewe, dan is daar baie dinge wat gebeur wat met ons as mens praat om reg te maak met God. Ons het gesien die wind wat hier gekom het en die reën wat geval het. God praat met die mens. God praat met ons. Maar die mens moet ag gee om seker te maak dat hy of sy die Here God ken voor ons die lewe verlaat. Mag die Here u verder seën en ons almal, terwyl ons weet dat daar is redding en daar is verlossing. God het dat die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan alle mense oral dat hulle nou moet bekeer. Mag die Here u ryklik seën terwyl ons verder die diens voortsit. Baie dankie. Stof is jy en tot stof sal jy terugkeer.
woord van die Here sê, jy sal terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Amen. Dit was een aarde, hij heeft gekomen om ons te zien, in zaligheid kan Saw
for the Master Dungeon of your city side. Let us follow all His wondrous love and faith. The wall of life is older and our work longer to stand. And the road is full of yonder I'll be there. When the road is full of yonder, 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 I'll be there. When the road is full of yonder, 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 I'll be there. Love rejoicing of me when we all sing and shout for victory, when we all get to reign. That will be when we all done. I'll never go back anymore. No, 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 I know I'll never go back anymore. No, no, by God's grace, I'll never go back anymore. Remember what the Lord has done. I'll never go back anymore. When I remember what the Lord has done, I'll never go back anymore. No, no, God be with you till we meet again. By His counsels guide uphold you. When His streams securely fold you. God be with you till we meet again. Till we meet. Till we meet at Jesus' feet. Till we meet, God be with you till we meet again. Shall we pray? Our blessed God and our Heavenly Father, we thank Thee that we can enter into Thy presence in the wonderful name of our Savior, the Lord Jesus Christ.
Thank you that we could be together with the family who have tasted the cold hand of death. We thank you this afternoon for the eloquence of the tomb. And we thank thee for what all these occasions remind us about. We recall in the word of God that the Lord stood at Lazarus' grave, confronted by the devastation that sin has caused in the human race, and how that death came into the world by sin. There he stood amongst that families, and the Bible says Jesus wept. We pray this afternoon, O God, for a presence of the Lord here amongst us, as we have come to lay to rest a loved one who meant so much to us, one who meant so much to thee, one who lived his life for thy honor and for thy glory. We come this afternoon, O God, and we commend Gail and Hope to thee once again, that the God of all comfort and the Father of all mercies will be their portion. Oh, what an expectation we have this afternoon, that the voice of God will be heard, and those who have died in Christ will rise first. What an expectation awaits this graveyard in years to come. We pray, Father, that we will hold on to the truths of God's word. We think on those who have come here to support the family and still do not have assurance of sins forgiven. We pray that by the reading of thy word, the comments made, that each one of us, saint and sinner alike, will think of eternity, will think on the judgment seat of Christ, and that we will alter our lives in such a way to be able to be honored and to honor the Lord. Bless us, Father. Think on those who have traveled a long way to come, and as they leave to go home, give journeying mercies and keep the family together. We bless thee, Father. We give thee thanks in the altogether lovely name of our Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. Amen.